Matteus 26, en jy kan die Bybel oophou, sodat jy kan kyk, dit wat ek sê, skrif gefondeer is. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. Dis baie belangrik. Onderstreep die woordjie, gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Hierdie is 'n skrifgedeelte waarmee ons groot geword het. Vers 41, en hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Vers 41, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Wanneer ek en jy na Jesus se bediening op aarde kyk, is ons geneig om opgewonde te raak. Jy dink aan sy vleeswording. Ek verkies om altyd te praat oor die vleeswording as eerder die geboorte. Want die geboorte vir my persoonlik, en ek is nie 'n teoloog nie, dui aan dat daar was nog niks en toe word daar iets. Maar Jesus, die Godheid het altyd bestaan. Die drie enige Godheid was van die begin daar en gaan daar wees tot die einde. Met die vleeswording van Jesus het jarelange Oud-testamentiese profeseë in vervulling gekom. Ek kan my net indink die opgewondenheid, nie net op aarde nie, maar as ook in die hemele, die geestesrelm, die vleeswording van die Messias, het uiteindelik aangebreek. Daar's hoop vir die mensdom en vir die wêreld. En so wanneer jy Jesus se bediening so deur die skrifte na dit kyk, sy vleeswording, sy tienerjare, hoe dat hy in die tempel die mense geleer het, die wonderwerke en alles wat daarmee gepaard gaan, dan kan ek en jy nie anders as om opgewonde te raak nie. As jy nie opgewonde is nie, dan moet jy gaan vir 'n geestelike check-up. Jy kan nie anders as om opgewonde te raak nie. En wanneer ek 'n parallel trek tussen die opgewondenheid van Jesus se vleeswording en die feit dat hy aarde toe gekom het en ons bekering. Vroeger het Dries gesê, dis 'n voorreg om gered te wees. Ek dink die kerkmense maak te min van ons saligheid en raak te min opgewonde oor ons redding. Ek kan verstaan dat iemand soos Dani Botha sing, daar's 'n houtkruis. En wie sal my keer as my snaar breek en my voete breek uit in dans? Ons moet weer opnuut opgewonde raak en bly raak oor dit wat Christus in ons lewens kom doen het. Ek is nie net 'n kerkmens nie. Ek is gered deur die kosbare bloed van die lam. Ek is vanuit duisternis oorgebring na die lig. My naam's geskrywe in die boek van die lewe. Ek is 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. En ten spyte van al die mooi dinge in my en jou verhouding met die Here en die pad wat die Here ons mee laat loop. Ons het vroeër vanmôre gehoor, wanneer die Here jou op 'n pad sit of wanneer die Here jou roep, dan vat hy jou net, hy vat jou stuk vir stuk, tree vir tree. Jy sien nie die uiteinde van die prentjie nie. Soms is dit ook goed so.
Maar tog het ek en jy ook ons Getsemane ervarings. Getsemane is die plek, die naam Getsemane beteken, it's the place of pressure. Ek wil dit herhaal. Dis die plek waar jy in jou lewe kom, waar dit vir jou voel asof die laaste bietjie krag wat jy het, word uit jou uitgedruk. Dis 'n plek waar jy kom, waar jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek verstaan dit nie, ek weet nie hoekom nie, ek het nie antwoorde hiervoor nie, maar een ding weet ek, dit kan nie langer so aangaan nie. Getsemane is the place of pressure. Dit is die steen wat hulle gebruik het in Getsemane om die olywe te pers, om die olie te gebruik. The place of pressure. En wanneer ek en jy na Jesus se optrede kyk in Getsemane, is dit vir ons 'n leerskool en 'n aanduiding oor hoe ek en jy moet optree in die tye waar die druk vir ons te veel raak. Dis 'n valse leerstelling om vir mense te leer dat wanneer jy jou hart aan die Here gee, dat dit altyd met jou voorspoedig sal wees. En laat ek net sê voor ek verder gaan, ek verstaan dat die Here wil ons seën. Ek glo en ek verkondig voorspoed. Maar daar's 'n voorwaarde gekoppel aan voorspoed. Voorspoed is nie 'n towerstafie dat die oomblik wat ek my hart aan die Here gee, gaan my man nooit weer die handdoek in die stortvloer laat lê nie. My kinders gaan altyd na hulle waar hulle by die huis hulle skoene laat lê en die boeke lê rond, hulle gaan altyd alles net weer mooi optel, want ons is nou almal Christene. Jy gaan nie altyd die verhoging kry wat jy graag wil hê nie. Die werklikheid is dat jy van tyd tot tyd op 'n plek kom waar dit vir jou voel, die lewe, die laaste bietjie lewe wat jy het, word uit jou uitgepers. En wat doen ek in sulke gevalle? Ons leer in Jesus se voorbeeld in Getsemane in vers 36 het Jesus vir die disippels gesê, bly hier, ek gaan bid. In jou Getsemane tydperk moet jy teen alle tye die teenwoordigheid van die Vader opsoek. Jy kan nie bekostig om jou te onttrek van die Vader se teenwoordigheid nie, want dis hy wie jou bron van krag is. Jy moet gaan skuilings soek en bly by die bron van jou krag. En die fout wat baie gelowiges maak in tye van Getsemane, hulle onttrek hulle van die gemeenskap van die gelowiges, hulle onttrek hulle aan die woord, hulle onttrek hulle aan Bybelstudiegroepe, hulle onttrek hulle aan aktiwiteite, hulle wil nie meer en hulle wil niks met die Here te doen hê nie. Dis juist die tyd dat jy God se teenwoordigheid moet soek. In Getsemane is die plek. Laat ek dit sê voor ek verder gaan. Wie van julle was al op 'n plek in 'n tyd in julle lewe waar julle by 'n diens was of waar ook al, en terwyl die mense aanbid het, was julle nie regtig lus om te aanbid nie? Dalk nie in die Valdriehoek nie, maar dit gebeur baie in Johannesburg. Maar na mate jy
in sy teenwoordigheid is, ervaar jy krag en jou las word ligter. Hy verander nie noodwendig nie, maar jou las word ligter. Getsemane is die plek van innerlike konflikte. Wie van julle het al 'n pad gestap waar jy vir jouself of vir die Here vra, wat het ek gedoen om dit te verdien? Die jong mense het 'n mooi gesegde wat nie altyd kerklik is nie, so ek moet dalk van die kansel afklim en dan weer terugkom of hulle moet die kamera afsit, maar die jong mense het 'n gesegde wat sê, life sucks. En baie keer gebeur goed met my en met jou, wat jy hier binne in jou het, jy 'n woelinge, en jy sê, Here, maar dis onregverdig. Ek verstaan dit nie. Wat het ek verkeerd gedoen om hierdie pad te loop? My bedoelings was altyd opreg. Ek is toegewyd en ons is geneig, wanneer ons in Getsemane is om die Here te vertel hoe wonderlik is ons. En ons vertel die Here van al ons goeie punte. Die slegte punte, die hou ons een kant. En jy het 'n plek van innerlike konflik. Jesus het gesê, my siel is bedroef. En dan kom Jesus en in vers 39 en sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Getsemane is die plek van onderhandeling. Ons het net 2 kleinkinders. En die kleintjie van die 2, die kleinste van die 2, is 'n regte klein kansvattertjie. En as sy ma hom wil dissiplineer of wat vir hom 'n taak gee, dan begin hy met haar onderhandel. 3 sê dit klink bekend. Dan begin hy met haar onderhandel. En ek dink nie, daar's nie een van ons hier wat al in ons Getsemane ervarings met God nie onderhandel het nie. Jy het dit dalk nie geverbaliseer nie, maar in jou gees, in jou stilte tyd, het jy goed gedoen of gesê of gedink soos dit, Here, as U vir my onderneem, beloof ek, sal ek dit doen. As U vir my hierdie werk gee, beloof ek U, van my eerste maand se salaris, sal ek God met my inkomste die regverdige deel gee. As U vir my huwelik laat werk, sal ek dit en dat doen. As U my kinders red, sal ek dit en dat doen. En so is elkeen van ons besig om op een of ander tyd in ons Getsemane ervarings met God te onderhandel. Daarmee is niks fout nie. Die krisis met jou onderhandeling is, die woord sê, moenie aan God 'n belofte maak wat jy nie nakom nie. So wees versigtig in jou onderhandelingsproses. Die belofte wat jy maak, gaan God vir jou en vir my verantwoordelik hou. So rather under-promise and over-deliver, as over-promise and under-deliver. Wees versigtig in jou onderhandelingsproses met God, dat jy jou belofte nie nakom nie. Gister praat ek 'n Marietjie oor 'n sekere aangeleentheid, en ek sê die kerk met al sy foute, en ek praat nie van die AGS nie, ek praat oor die liggaam van Christus. Die kerk met al haar foute, en die kerk het baie foute. En met al haar tekortkominge, moet
mense versigtig wees om hulle hand teen die kerk te sit, want jy het nie te doen met 'n gebou nie, jy het te doen met die God van die kerk. Wees versigtig in jou onderhandelings met God. Getsemane is 'n plek, in vers 40 van ons geleesde gedeelte, kom Jesus terug en hy vind sy disippels aan die slaap. Jy kan aan 'n gemeente behoort en tog eensaam wees. Dis nie veronderstel om so te wees nie. Jy kan getroud wees en nog eensaam wees. Het jy geweet dat 1 uit elke 4 mense in Suid-Afrika ly aan depressiwiteit? 1 uit elke 4. Een, 2, 3, 4, toef, val hy op Marietjie. 1, 2, 3, 4, toef. 1 uit elke 4 is tussen mense, maar tog is hulle eensaam. 80% van die mense wat eensaam is, soek hulp. Ekskuus, 80% van hulle wie eensaam is, soek nie hulp nie. Het jy al ooit in jou lewe gevoel, God het sy rug op jou gedraai? Het jy al ooit in jou lewe gevoel, dat jou gebed gaan niks verder as die plafon nie? Het jy al ooit in jou lewe gevoel, dat jy staan alleen, in jou tyd van nood? Die kerk skitter na afwesigheid. En laat my net, vanmôre sê ek vir Marietjie, ek sê Pop, jy verstaan my hart, ek sal altyd die kerk beskerm. Maar ek is lief vir die kerk. Ongeag die wapen teen die muur. Baie keer kan die kerk nie mense binne in die kerk help nie, want die mense binne in die kerk laat die kerk nooit weet nie. Het jy al ooit gevoel dat die kerk het sy rug op jou gedraai? Jou familie verstaan jou nie. Jou vriende raak al hoe skaarser. Jy het nêrens om te gaan nie, want jy's in Getsemane en jy's eensaam. Dis die plek waar jou las vir jou te swaar word. Jesus het gesê, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En daarom sê Paulus vir ons in Galasiërs, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ek en jy is nie geskape om jou las alleen te dra nie. Dis waarvoor jy 'n gemeente het. Dis waarvoor jy 'n vrou het en 'n man het en kinders het. En 'n pastoor wat julle vir 25 jaar bedien. Ekskuus ek so glimlag. Dames, moet nie laat die broers jou beïndruk met sy biceps en sy triceps en al hierdie seps wat hy het nie. Ek wil amper sê, daai goed beteken niks. Hier binne het hy ook iemand nodig om sy las te dra. Ek onthou een aand, terwyl ek huisbesoek gedoen het, en ek was by 'n sekere situasie gewees en ek ry die aand huis toe en in hierdie situasie waar ek was nie baie aangenaam nie. En ek stop die aand en ek dink ek moet my vrou bel. En ek stop en ek het daai jare nog bril gedra en ek stop daar onder die lamppaal en ek het die nommer uit en ek bel huis toe en ek sê vir raai wat het nou net gebeur. En sy sê vir my,
Sy sê, Lovie, kom huis toe. Ek tap vir jou solank 'n warm bad water. Dan kom bad jy. Wat ek vir jou daardeur sê is, almal van ons het iemand nodig op wie se skouer jy soms kan gaan lê. Almal van ons het iemand nodig wat jy soms net jou hart kan oopmaak en kan praat. Hy is nie so macho man soos wat hy wil voorgee nie. Met al sy biceps en triceps en allerhande seps. Almal van ons het iemand nodig, boonbehalwe om by Christus te kan gaan skuil. Dis die plek waar die las vir jou te swaar is. As ek daar gestop het en die diens oorgegee aan Pastor Dries, dan was dit maar 'n baie morbiede preek. Sal jy vir my ietsie op die instrument speel asseblief? Waar amper verwar ek die twee boeties. Dit sal dalk gevaarlik wees as jy gekom het. Ek preek eenooggend in vryheid. En toe ek hier teen die einde van die diens kom, toe sê ek, sal die suster asseblief vir ons kom speel. Toe sit al die tyd 'n broer. En toe ek in die kar klim na die diens, sê my vrou vir my, Papa, hoeveel keer moet ek vir jou sê, fokus. As jy in die diens kom, fokus. Kyk wie speel wat. Teen Jordan het gesê, daar's 3 susters op 3 susters. Fokus my kind, fokus. En as ek jou gelos het in Getsemane, van die plek waar die lewe uit jou gedruk word, gepers word, en jy voel eensaam, en jy verstaan nie hoekom dit jou pad langs gekom het nie, en die las is vir jou te swaar, dan is jy op 'n ellendige plek in jou lewe. Maar ten spyte van hierdie ervaring, sê die skrywer van die boek Lukas, en God het 'n engel gestuur, en Jesus in Getsemane bedien. Getsemane is die plek van goddelike ingryping. Dis nie so slegte plek nie. Ek hou van die Engelse woord, it's a place of a divine intervention. Waar alles teen jou is. Waar mense jou nie verstaan nie. Wanneer jy rasioneel na al hierdie uitdagings kyk, dan maak dit nie vir jou sin nie. Maar jy sien, in Getsemane kan jy nie God uitlaat nie. In Getsemane maak God met sy mense bemoeienis. Dank God daarvoor. Hy laat jou nie alleen aan jou eie lot in Getsemane. It's the place of divine intervention. Waar God op 'n bonatuurlike wyse deure vir jou oopmaak, wat mense nie vir jou kan oopmaak nie. Waar God op 'n bonatuurlike wyse jou optel en jou krag gee, terwyl jy nie een voet voor die ander self kan sit nie. Dis 'n plek waar hy 'n wond wat geslaan is, genees, wat geen sielkundige kan genees nie. En dank God vir ons sielkundiges. Dank God vir die mediese. Maar wanneer jy in Getsemane is, en God ingryp
Is daar vir jou 'n uitweg? Is daar vir jou 'n toekoms? Is daar vir jou 'n mooi pad? Wanneer God in Getsemane ingryp, dan maak hy 'n pad waar geen pad is nie. Wanneer God in Getsemane ingryp, dan maak hy 'n deur waar geen deur is nie. Hy gee bonatuurlike krag. En tereg sê die liederdigter, let the weak say, I am strong. Ons gaan om die tafel sit. Ek weet nie van jou omstandighede nie. Maar ek en my vrou kan sê, nog nooit het God ons in Getsemane alleen agtergelaat nie. As ek deur die jare kyk, hoe God vir my onderneem het, baie keer sit ek en sy, dan kyk ons terug op ons lewenspad, en sê ek wonder, hoe het ons dit gemaak tot hier toe? En dan begin ons boeke vat, en sê ons wonder, dis net God. As jy in Getsemane is vandag, wil ek uit die diepste van my hart vir jou sê, ek is so jammer. Ek is so regtig jammer. Maar ek het vir jou goeie hoop. Jy gaan nie in Getsemane doodgaan nie. God sal op 'n bonatuurlike wyse, ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar nie, ek weet nie wanneer nie, maar wat ek wel weet is, hy sal jou nie laat omkom nie. Sê vir die ou langs jou of vir jou vrou, daar's hoop vir ons. Moet dan nie op die voorkop soen nie, dit moes jy vanoggend gedoen het, voordat jy kerk toe gekom het. En ek wil nie vanmôre, ek maak nouydag 'n groot fout. Ek preek in 'n gemeente en ek sê vir 'n skoonseun, sê vir die vrou langs jou, toe sit al die tyd sy skoonma. En by die dag wanneer ek finaal klaar gepreek het, sal ek seker perfek wees. Maar in hierdie journey, wat sal van jou geword het as God jou in Getsemane alleen agtergelaat het? Geen disippels, hulle naby aan hom, het geslaap. Al vergaan die hele wêreld, al wat ek nodig het in Getsemane, is God om by my te wees. Want hy het gesê, as jy deur die rivier gaan, sal die waters jou nie oorstroom nie. En as jy in die vuur staan, sal die vlamme jou nie skroei nie. En hy het gesê, ek sal jou nooit vergewe of verlaat nie. By die oop graf gee hy my krag. By die begroting wat nie klop nie, laat hy my moed skep. In die nag, wanneer ek na hom roep, en nie eens my vrou of my man is bewus van my innerlike worsteling nie, luister God na my. Kom ons staan vir 'n paar oomblik op ons voete. En ek gaan vir pastoor Dries oorgee om die nagmaal te bedien. En oral, as ek so oor die gehoor kyk, sien ek hier en daar, en sonder om op jou emosies te speel, is mense besig om trane af te vee.
Ek is in my hart so jammer. So jammer vir jou Getsemane. Daaromtrent kan ek niks doen nie. Maar ek wil vir jou sê, you just hang in there. God will intervene. Halleluja. Kan ons net vir 'n paar oomblikke waar ons staan, voor ons om die tafel sit, met ons hande ophef as 'n teken. Luister mooi voordat ons dit doen, as 'n teken van dankbaarheid, dat ek nie alleen is nie. Dankie Here, dat ek in my Getsemane uur net die versekering en die vertroosting het. Ek is nie alleen nie. Ek vra om verskoning, Here, as ek met U onderhandel het. En soos die profete van ouds met U gestoei het. Maar dankie dat U die versekering van my gee in die skrif. En God het 'n engel na hom gestuur. Dankie. En ons vra vir U dat U 'n engel vir my sal stuur. Al sou dit in die vorm van 'n mens kom. Dankie Here. Ons sien uit vir 'n uitkoms. Ja, dankie Jesus. Want God is in beheer.